Ja, ek het lekker gesels oor nalatenskap en dit het gekom van die feit dat en ek dink dit gebeur met meeste mense in hulle lewe as dit nog nie met jou gebeur het nie, maar ergens in jou lewe bereik jy 'n punt waar jy begin dink oor wat's volgende, what's next. En dit het interessant genoeg vir my gebeur net na my 50ste verjaarsdag, waar ek 'n gesprek met 'n vriend gehad het. En die persoon het my reguit gevra, wat's volgende? En ek het so half probeer verduidelik waarheen ek dink ons FFG nog gaan vat en wat ek nog in my loopbaan wil bereik. En toe sê hy, nee, dis nie waarvan ek praat nie. Wat is volgende? En dis nou Engelse woorde wat ek gaan gebruik, maar hy het vir my gevra, hoe gaan jy, how do you go from success to significance? Betekenis. En dis waar ek begin agterkom het, dit gaan oor jou impak. Die impak wat jy het, terwyl jy lewe, terwyl jy is, terwyl jy werk, terwyl jy bou aan jou besigheid, terwyl jy bou aan jou boerdery, maar dan gaan dit ook oor, hoe lank kan daai impak na jou dood nog steeds daar wees? En hoe kan jy seker maak dat daai impak iets is, wat deur veelvuldige generasies kan voortbestaan, en kan aanhou om 'n impak in die toekoms te hê? En ek dink dis waar die familiegrondwet inkom. Dis waar dit iets is wat baie uniek is, want die familiegrondwet is 'n manier om seker te maak dat die impak wat jy bou terwyl jy lewe volhoubaar is. En ja, is maklik om te praat oor die finansies. Jy weet, hoe maak ons seker hierdie besigheid, hierdie boerdery hou aan om winsgewend te wees? Want wins is tog belangrik. Dis tog hoe jy seker maak daai impak en daai volhoubaarheid bly. Maar dit gaan oor soveel meer as dit. Dit gaan oor seker maak dat die besluite wat gemaak word in lyn is met jou waardes, met jou etiek, met jou geloof, met hoe jy dink. En ek dink die familiegrondwet is 'n manier om seker te maak dat dit gebeur. En dat jy kan seker maak dat jou impak nog lank na jou dood kan voortbestaan en ook dat dit oor veelvuldige generasies, meer as die 3de en die 4de generasie, nog steeds onthou kan word.